van vergifnis en bovenaan. God oor my. Hallo, ja. Hallo, hallo. Je moet hem net afzetten. Goeiemôre gemeente. Mooi, ek gaan nie tweede keer vra nie, want julle het mooi geantwoord vir die hoeveelheid mense wat hier is. Ek dink voor ons sing, Sondag vind ek, seker nie vir almal nie, die wat vroeg opstaan is nie 'n probleem nie, maar die van ons wat hou van lê, is Sondag 'n bietjie gejaag, dink ek. So ek gaan net vra dat ons gou oë toemaak, net dat ons rustig word, en dan kan ons lekker saam sing. Ons liewe Here God, baie dankie vir die wonderlike dag, baie dankie vir die sonskyn, en dankie vir die groot geleentheid om so saam met ons broers en susters in U naam te wees, Here. Maak ons vanoggend rustig, en dat ons alles wat U sê, direk in ons harte kan opneem, Here. Ons vra al die dinge uit U groot genade alleen. Amen. Dan nou gaan ons sing. Ek gaan dat julle so 'n bietjie staan. As die bene uitgee, kan jy maar gaan sit. Maar jy gaan lank sit, so jy kan maar net so 'n bietjie staan. Kom ons staan en sing ons lekker hartlik saam. Strome van see en van bowe, dit het die liefde beloof.
gee van die volheid ons weer. Reed val die druppels gedierig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van see en van bome, daal met verfrissing tans neer. Skenk uit die hemelse volheid, skenk ons in oorvloed, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedierig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seer van bowe, Heer laat al vloei uit elkoor. Skenk die beloofde verkoeking, kom en bevestig die woord. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedierig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en biddende wag ons, word die verheerlik, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedierig, skenk ons die strome, o Heer. Strome, strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedierig, skenk ons die strome, o Heer. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters. Nog so enetjie, skuif aan. Soos die in die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag. En aan U is die eer, en die lof, want U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon. Verbuister in sy sieraad, en die weelde van sy kroon. Want daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem. Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag. En aan U
is die eer en die lof, want U regeer, U regeer. Ons 2 liedjies, jammer, dit was my fout, ek het per ongeluk my papiere omgedraai en dis hoekom hulle die mekaar lyk, is eintlik ek. Ons gaan sing, sou jy vye boom nie bot nie? Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig en God my redder, die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vye boom, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig en God my redder, die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou dit donker word hier rondom my, en dit voel of die hand verwyder is van my, sal ek op U bly vertrou. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke, en op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ons kan sit vir ons laaste lied. Hemelvader, ons aanbid U, Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Gees, ons vereer U, vir ewig sal ons U naam verhoog. Hemelvader, ons aanbid U, Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Gees, ons vereer U, vir ewig sal ons U naam verhoog.
Sing Halleluja, Halleluja. Ons buig neer voor U as ons sing Halleluja, Halleluja. Aan die koning van die eeuwe, aan die koning van die eeuwe, aan die koning van die eeuwe, amen. Ek wil net voor ons begin vanoggend sê, dis duidelik nie Dominee Johan hierdie nie. Ons sê baie welkom aan Dominee Desmond Ras van Mooihavens. Jy het hom al 'n paar keer hier by ons gesien. Is vir ons 'n groot voorreg en eer om hom ook hier te hê vandag. God seën in vandag se preek. Dankie, baie dankie Christie. Ja, dis 'n voorreg om saam met ander gelowiges, kinders van die Here, hande te vat. Jy weet, ek het altyd die gedagte, wat ons bely as die gemeenskap van die gelowiges, is regtig iets besonders. En ons wil regtig vanmôre daardie voorreg met mekaar deel. En kom ons vat mekaar se hande en ons hou mekaar se hande styf vas. Hier agter op die bord, ek weet nie of dit helder is nie, Elbie, kan julle sien daar? Daar agter op die bord is 'n embleem wat ek graag net aan u wil bekendstel vanmôre. Dis 'n hart wat in twee hande vasgehou word. En ons moet mekaar se harte vashou in die erediens. Maar die wonderlike ding is dat die Here ook sy hande om ons harte kom vou vanmôre. En dit is my innige gebed vir elkeen van ons, dat ons die erediens so sal geniet, dat die Here regtig my hart sal aanraak vanmôre. En dat as ek hier uitstap vanmôre, dat ek kan sê, dit was vir my goed om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Maar ek wil net graag voordat ons dan aangaan met die erediens, ek is gevra om die verjaardag net te noem. Is daar enigiemand wat verjaar in hierdie tyd? Is dit nou vir die week wat verby is of die week wat voorlê? Voorlê, van vandag af vorentoe. Of wat verby is ook al. Is daar enigiemand wat verjaar het? Wel, ek het laas jaar verjaar, sodat ek iets kan kry. Steek maar die hande op, daar kom, ek dink chocolatekies. Ek het wel mooi gevra, sy moet een oorhou vir my aan die einde, as ek klaar is. Hierso is nog 'n handjie voor. Dis nie net vir kinders nie. Groot mens chocolates ook. My vrou weet wat my swakpunt is, sy sit hulle bo in die yskas. Baie dankie. En dan saam daarmee, daar agter is nog hande. Nou verjaar almal skielik sommer. Ek onthou laas keer toe ek hier was, het mense skaam, hulle het nie hulle hande opgesteek nie. Nog hande? Soos by die nagmaal vra as iemand met die chocolates oorgeslaan? OK, dankie. En dan het ek gehoor dat ek moet vra die kinders van voorskools tot by graad 3. Ja, hulle moet nou saam met aan die Sonja gaan, waar is julle? Hier agter, na die agterlokaal toe. Asseblief. Waar is die kindertjies? Moet hulle, daar kom hulle, OK. Is daar nog? Nico het vir my gesê vanoggend hy is 82, so hy kan nie gaan nie. Hy is stout. Goed, geniet dit, hoor. Right. Ek gaan vanmôre begin met die fotum. Baie bekende teksvers wat ons almal seker van kleins af goed ken. En dit is woorde wat Jesus kom spreek met sy mense wat hy op aarde raak geloop het. Toe Jesus by geleentheid vir mense in die oë gekyk het en in die hart ook gekyk het, het hy vir hulle kom sê en kom uitnooi met hierdie woorde. Hy het gesê,
kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Jy weet, ek ken nie jy harte vanmôre nie. Ek ken my eie hart. Ek ken glad nie jy hart binnekant nie, maar die Here ken dit. En hy kom nooi vir u vanmôre, hy sê, kom na my toe, as jy miskien vermoeid en belas is, of as jy vreugde het, of as jy blydskap het, as jy iets het om oor te juig, kom na my toe, en ek sal vanmôre in hierdie erediens vir jou rus gee. Amen. Geliefdes, genade en barmhartigheid en vrede vir elkeen van u. Van God onze Vader, van Jesus Christus onze Here, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons is nou in die tyd van die jaar, in die kerklike jaar, in lydenstyd. Nou, lydenstyd is 'n tyd van die jaar waar ons op pad is na Goeie Vrydag toe en Paas-Sondag toe, en die volgende klompie weke in die kerklike jaar, dan dink ons aan die lydenstyd. Maar lydenstyd het die boodskap van Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde vir ons hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En jy weet, as ek hierdie woorde vanmôre weer in my eie hart hoor, dan wil ek eintlik lydenstyd se naam verander. Wil ek dit blydenstyd noem. Dat ons kan bly wees oor hierdie verlossingsboodskap wat deur al die eeue gekom het, maar ook vandag nog in my hart kom neskop. Mag dit vir ons in hierdie tyd van die jaar weer opnuut 'n blydenstyd wees. En daarom het ek dit goed gedink dat ons begin dan nou ook met 'n lofsang, lied 464 vers 1 en 3, O Heer my God, daardie pragtige lied wat ons kan sing as Christene, as kinders van die Here, met 'n blydskap in ons hart. Ek dink kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam asseblief. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe ek juig my redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote die seën word net in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy, ook weer leer, wat sonde hier gebrek het, hy bring weer reding ook vir my, dan moet ek juig my redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam, dan moet ek juig, my redder en my
dit is pragtig. Ek het nou altyd gesê, as mense so lekker sing, dan preek ek sommer 'n bietjie langer ook. Ek sê dit altyd na die tyd, jy weet, dan se sing hulle glad nie. Nee, dit is wonderlik om die Here te loof en te prys. En nou gaan ons 'n lied sing, en ek het dit nou maar in die begin gesit, dis eintlik ons skriflesing vir vanmôre. Christie gaan dit vir ons voorsang daar. Daardie pragtige lied, Bly volhard soos atlete. Dis Hebreërs 12, vers 1 tot 3, wat ons ook vanmôre as skriflesing gaan gebruik. Kom ons sing dit net so terwyl jy bly sit. Ons sing dit ook rustig saam asseblief. Bly volhard soos atlete. Dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n slaaf verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop. Dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoof. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Derde versie, Christie. Ek dink ons al gesit. Julle kan weer sing. Ons kan weer sing. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoof. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Baie dankie. Ons gaan nou die, wat ons noem die epiklese gebed doen. Dit is eenvoudig maar net die gebed om die opening van die woord. Want ons het die Bybel hier voor ons oop en ons het kerk toe gekom om te luister na die woord, om dit in ons harte in te neem en ook dit deel van ons lewe te maak, weer vanmôre by vernuwing. En kom ons bid nou dat die Here vir ons elkeen die woord in ons harte sal breek. Kom ons bid saam. Ons dierbare God en hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om so rustig op hierdie Sondagoggend na die onweerstye en die reëntye en al die dinge wat rondom ons gebeur het, in rustigheid, in U teenwoordigheid kan wees, saam met medegelowiges. Here, dankie dat dit ons voorreg is wat ons kan geniet, dat U dit vir ons gee. Ja, Here, dat ons hier kon opkom van verskillende rigtings af, waar ons woon elke dag,
dat ons hier kon by mekaar kom as 'n gemeente, as kinders van U. En ons dank U, Here, vir die voorreg om ook gemeentekinders te mag wees, wat aan mekaar behoort deur die naam van Jesus Christus, familie van mekaar, en dat ons die hartlikheid van die teenwoordigheid ook met mekaar kan deel. En Here, nou wil ons bid, dat waar ons nou U woord ook gaan oopmaak en 'n paar gedagtes met mekaar daaroor gaan deel, dat U self vir ons U woord in ons harte sal breek. Ja, Here, elkeen van ons het 'n stukkie van U woord nodig vanmôre. Wil U dit vir ons gee na die mate wat ons elkeen dit nodig het. En wil U vir ons so voed met die voedsel van die ewige lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Goed, ons skriflesing, soos ek nou net gesê het, ons het nou net gesing ook, wat kom uit Hebreërs uit. Maar net so, miskien ter inleiding, hierdie brief van Hebreërs is eintlik 'n moeilike boek. Weet, ons het die afgelope tyd so rukkie terug in ons stilte tyd, ek en my vrou het dit 'n bietjie deurgelees in die oggend en in die aand. En jy weet, 'n mens wil partykeer sê, "O, wat staan hier nou eintlik?" En tog is daar in Hebreërs kosbare stukke wat vir ons regtig as kinders van die Here weer wil voed en wil versterk. Maar hierdie brief is gerig aan 'n groep Joodse Christene wat al bietjie moedeloos geword het, wat so 'n bietjie terneergedruk geraak het, wat 'n bietjie die aanslae van alle kante af in die lewe ervaar het en wat nou swaar gekry het ook in 'n sekere sin. En dan kom die Hebreërs skrywer, en ons weet nie wie die Hebreërs skrywer was nie. Dis nie bekend nie, dit was nie Paulus nie, maar is blykbaar iemand wat Paulus goed geken het, want hy en Paulus gebruik baie keer dieselfde woorde en dieselfde frases en die gedagtes ook. Maar hierdie Hebreërs skrywer kom en hy wil met hierdie brief die mense bemoedig en hulle aanspoor en vir hulle kom sê, kom 'n bietjie regop, want julle het nou 'n bietjie gaan lê. Julle het 'n bietjie moedeloos begin word. En ek dink dis 'n menslike reaksie wat hy eintlik hier aanspreek. En die Hebreër skrywer kom sê, julle verlossing, dit wat jou verlossing bewerkstellig, die verlossing in Jesus Christus, moet vir jou betekenis hê in die wêreld. Dit moet vir jou help om te volhard in die geloof. Want jou verlossing is nie maar net sommer iets nie. Dis nie sommer net iets aan die kant van jou lewe nie. Jou verlossing in Jesus Christus wat jy kan bely, sit in die binnekant van jou hart in jou lewe. En dan kom die Hebreërs skrywer en hy kom sê vir hierdie mense daar in vers 1 tot 3. Hy sê terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Hy verwys terug na Hebreërs 11 toe, al die Ou Testamentiese gelowiges. Hy sê laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. En dan vers 3, hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitslak nie. Ek dink hierdie is baie bekende woorde. Dis woorde wat ons seker almal al iewers gehoor het, in 'n preek of in 'n boodskap of iets. Maar my gebed is vanmôre dat u vanmôre iets vars sal hoor wat die Here vir u persoonlik sê in die hart. Mag dit so wees. U weet, ons is almal reisigers. Ons reis baie rond. Jy weet, en ek dink ons almal hier het een of twee tasse wat ons gebruik as ons rondreis. Ons het nou so rukkie terug op die lughawe gesit en wag vir ons seun wat van China af kom kuier het. En ek het my verkyk aan die mense wat daar uitkom met verskillende tasse. Ja, dis wielietjie tasse en dis prentjie tasse en dis groot tasse en dis klein tasse en dan kom glad 'n seentjie uit met 'n tasse vir 'n skootertjie wat hy uitry.
uit die lughawegebou uit. Ons het almal tasse, verskillende tasse. Maar toe ek nou so 'n bietjie begin nadink het oor hierdie gedagte van reisigers, toe het ek gedink aan my studente dae. Jy weet, ek was 'n treinreisstudent. Ek het nie 'n kar gehad nie. En dis nou nie ek daai nie, maar dis so 'n prentjie wat amper wys of wat ek kan wees met my ou groot tas op die stasie. Daar Bloemfontein se stasie in die winterkoue op pad Kaap toe waar ek gaan kuier. En jy weet, dit was een van my amper my beklemmende dinge in my studentejare. My ou groot koffer. Kan jy nog daai koffers onthou? Daai een van my het so sulke 2 bande omgehad wat ek moes vasmaak dat hy nie oopspring nie. En nou kan jy sien as ek nou terug gaan na 'n ander prentjie toe, as ek wat kort is, daai tas moet dra. Kan jy nou self voorstel? Ek praat nou van die jare 1972, 73, daai jare. Die eerste ou wat ek gesoek het op die stasie kan aankom was 'n man soos 'n kruier, daai ou wat die wa gestoot het. En ek kon nooit van hom gebruik maak nie, want ek het nie geld gehad om hom 'n tip te gee nie. Toe moes ek myself my tas dra. Maar daardie groot koffer van my studente daar was baie ongemaklik. Ek het baie dae gewens ek het iets anders te gehad. Hy was baie keer pynlik. Hy het my arm seer gemaak, my lyf seer gemaak. Want in die tyd dat ek in die trein klim, dan was ek moeg. En net ek omtrent gaan lê en slaap vir die hele pad wat voor lê. En hierdie tas het my ook baie teruggerem. Maar jy weet, hierdie tas het ek nodig gehad, omdat ons in die koshuis moes jy baie keer as jy met lang vakansie gaan, dan moes jy eintlik jou boeke saamvat en alles in jou kas uitpak. Jy mag niks in die kas te gelos het nie. En dan pak jy maar alles in en jy dra alles weg. En dan kom jy maar weer later terug en jy pak dit maar weer uit. Maar jy weet, as lewensreisigers, elkeen van ons is almal reisigers, iewers hier op pad. Ek ken nie u pad nie, ek ken nie my pad miskien nie, maar ons is almal op een of ander pad in 'n geestelike sin ook. Lewensreisigers wat dikwels ook so deur die lewe reis. En jy weet, dit is die groot dilemma waarin ons baie keer sit in ons lewens. Ons reis met oorgewig bagasie. Oorgewig bagasie. Eintlik onnodige bagasie. Ek weet nie of jy vanmôre met my sal saamstem nie, maar ek preek vir myself. Ons het onnodige goed wat ons saamdra, oorgewig bagasie. Dit maak ons soms ongemaklik. Want ek sê vir myself, hoekom moet hierdie ding deel van my bagasie wees? Dit maak my ongemaklik. En dikwels is dit ook pynlik. Want ek kan nie maklik daarvan ontslae raak nie, dit maak my seer, hierdie oorgewig bagasie. Maar dikwels is dit ook ondraaglik. En daarom is dit so dat dikwels, vir ons wat in die bedienings is, wel ek was in die bediening, dat selfs jong mense by jou kom sit en sê, dominee, ek kry swaar. Ek strompel deur die lewe. Iemand sê eendag vir my, te dikwels dra ek wat God nie bedoel het, ek moet dra nie. Ek het gebrokenheid. Ek het finansiële druk. Ek is spyt oor slegte besluite wat ek geneem het. Oor doelwitte wat ek nie bereik het nie. En ook ander dinge wat ek miskien nie nou wil noem nie. Dit is die tipe dinge wat ons ook vanmôre onsself mee moet vereenselwig. Want die wedloop van die lewe is gevaarlik. Daar's baie gevare in die wedloop van die lewe. En ek dink u sal dit vir my beter kan vertel as ek dit vir u kan vertel. Daar's dinge wat ons verstrik en terughou in die lewe. Dinge wat vir ons maak dat ons nie regtig vorentoe kan gaan nie. Soos 'n ou eendag vir my gesê het, ek gaan so 3 tree vooruit en dan gaan ek weer 10 terug. Dit maak die alledaagse lewe dat ek allerlei laste op my skouers laai en beleef. Laste wat my seer maak. En dikwels is dit ook dan dat dit my weerhou van die vreugde van die lewe. Dit is waaroor dit gaan. Nou, ons kan nou 'n paar dinge uitspel,
Maar miskien net een voorbeeld van oorgewig bagasie, van onnodige laste, is my verlede. Weet, so dikwels het ons die manier om die verlede in die hede in te pak. Die dinge wat verby is, wat water onder die brug is, het ek weer gaan terughaal en ek bring dit terug in my lewe. Iemand het dit eendag so mooi genoem, hy noem dit motbol bagasie. Jy weet, toe ek nou hierdie woord lees, of hierdie ding lees, toe dink ek aan my ouma. My oorlede ouma het altyd die manier gehad, as dinge weggeberg moet word in die kaste, dan moet sy motbolle daarin sit. En ons het geweet, daai dinge kom nie weer uit nie. As jy die kaste oopmaak, dan ruik jy dit, maar daai dinge bly daar, want die motbolle moet dit bewaar. En ek dink ons het, as ons dink aan die verlede in ons eie lewens, ons verlede wat so saam met ons as kettings en dinge loop, dan is dit soos motbol bagasie. Dit gaan oor 'n tyd in my lewe wat verby is, herinneringe wat ek gevorm het deur die lewe en wat ek baie keer maar weer net bewaar in die motbolle van my hart. En dit is eintlik baie gevaarlik. Want hierdie motbol bagasie of verlede bagasie word gereguleer baie keer deur emosies. Die verskillende emosies wat ek het, wat ek met emosies weer dinge terugsit, wat as dit ware kon gebly het, wat eintlik as dit ware verby moet wees. Ek bære dit in my reiskoffer, 'n versameling van belewennisse, dinge wat onsmaaklik was in my lewe. Jy weet, broeder en suster, ons kan oor baie dinge praat vanmôre, maar as daar iets is wat vir mens in jou pad kan terughou, wat emosioneel raak as ons daaroor praat, is dit onvergewensgesindheid. Dat 'n mens 'n pad kan loop met 'n stuk onvergewensgesindheid in jou hart, wat jou terugsit, wat vir jou weer herbelewennisse kry van onvergewensgesindheid op dinge wat verkeerd was, en dit onsmaaklik maak. Nou genoeg daarvan. Wat kom sê die Hebreërskrywer vanmôre vir een van my, wat miskien met 'n oorgewig bagasietas vanmôre sit en staan? Die Hebreërskrywer kom gee vir ons baie goeie raad vir die lewensreis. Hy kom gee vir ons die goeie raad wat hy sê, gooi elke las af. So eenvoudig soos dit. Hy sê, laat ons elke las van ons afgooi. Die boodskapvertaling, of die verklaring van die boodskap sê dit baie mooi, laat ons dan ontslae raak van enigiets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. En hierdie woordjie ontslae raak, laat wat afgooi, is om 'n skoon breek te maak met iets. Om dit as het ware met wortel en tak ook uit my lewe te kan verban. En daarom is die uitdaging vanmôre, wat ons tema ook is, reis lig. Dis 'n uitdaging. Want ek kon dit bitter moeilik regkry deur my jare wat ek tasse moes pak. En ek kan maar van my vrou gaan vra na die tyd, sy het dit bevestig. Jy pak 'n tas, jy kom na 2-3 weke terug van vakansie af, die helfte van die goed het jy nie gebruik nie. Jy het dit onnodig ingepak. En ons maak baie keer in die lewe, maak ons ook so. En hierdie ligte reis, jy weet, ons het nou onlangs so jare wat terug ingetrek hier by Tabor, en baie mense sê mos as jy na ouer huis toe gaan, maak jy minder. Jy raak ontslaaf van baie dinge. Dis waar, dit is nogal waar. Maar ek wil vir u sê, ek sien baie jong mense ook, om lig te reis is nie 'n ou mens ding nie. Dis ook 'n jong mens ding. Ek het oor die jare by bediening in die weermag baie jong mense gesien wat gebuk gegaan het onder baie laste. Wat ek vir hulle in die oë moes kyk en sê, gooi af, raak ontslaag van daai dinge, oorwin dit in die naam van die Here. Dis uitdagend, maar dit bly genade. En ek wil graag vanmôre net kortliks aansluit by Paulus, wat vir ons 'n oplossing kom gee vir oorgewig bagasie. Hy sê daar in Filippense 3 vers 13 en 14, hy sê,
Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is. En ek span my in, ek strek my uit na wat voor is. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. En dan sê hy verder, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het. Liewe broeder en suster en liewe jong mense, as ek vir Paulus reg hoor, dan sê Paulus vanmôre vir een van my saam met die Hebreërs skrywer ook, ek het 'n keuse as lewensreisiger, om dit wat verby is, te los. Om die onnodige bagasie uit my lewenskoffer uit te haal vanmôre in die naam van die Here en te sê, gaan weg, bly weg. Om vanmôre vir die Here te vra, Here, help my om ligter te reis. Help my om uit te strek na wat voor is. En nie om gedurig om te draai, soos Lot se vrou destyds en terug te kyk nie. Maar om te fokus op dit wat saak maak, wat U van my verlang. En ons sê saam daarmee, gee dit in die hande van die Here. En dis die wonderlike ding van hierdie tema vanmôre, om te sê, ons reis lig. Ons kom sê vir die Here, ek gee dit vir U. Al my laste, kom gee ek vir U. En jy weet, dit is 'n wonderlike uitruil transaksie. As ek my las wat ek hier binne kan dra, wat my seer maak, miskien 'n finansiële las, vir die Here gaan gee. Dit gaan nie waarskynlik net soos mis voor die son verdwyn nie, maar hy gaan my help dra daaraan. As ek miskien hier binnekant 'n diagnose het wat ek mee moet saamleef, wat ek iewers miskien iets moet gaan doen, moet ek dit in die hand van die Here gee. En so gee ons dit as 'n uitruilingstransaksie. Soms duisternis vir lig, soms spanning vir vrede, soms ook woede vir vreugde. So kan ons die dinge uit ons tasse uitpak en dit in die hand van die Here omskep in 'n wonderlike geleentheid. Ek kan dit inruil by God en ek kan daarmee ook vrede beleef. Dit is wat ek vanmôre graag op die hart het, wat die Here vir my gegee het om vir U te sê en vir myself te sê ook. Ek het die afgelope week baie hiermee geworstel. En ek het baie keer swaalf met die Here geargumenteer daaroor. En vir die Here gesê, maar dit is nie altyd so maklik nie. En toe herinner ek myself hier aan ons fotum vanmôre, wat die Here sê, kom na my toe, as jy belas is, as jy laste dra, en ek sal vir jou rus gee. Maar jy weet, broeder en suster, daar's 'n ander uitdaging, as ons nou vanmôre aan ons eie laste dink, wat in Galasiërs 6 vers 2 staan, dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As ek deur die genade van die Here iewers die krag ontvang het om my laste in die naam van die Here te dra, en die Here het my gehelp om dit te kan doen, dan moet ek uitreik na iemand anders wat miskien nog nie daardie kuns of daardie vermoë en daai genade aangeleer het nie. Ek moet iemand anders gaan help, nie om sy laste weg te vat nie, maar om te help dat hy sy eie laste kan dra. Dit is wat die woord eintlik vir ons leer. Dit is maklik om vir iemand 'n geldjie in die hand te gee en te sê, gaan koop vir jou iets om te eet. Maar dit is 'n ander manier om vir iemand te sê, maar kom ek gesels met jou oor hoe jy ook jou lewe in die naam van die Here moet hanteer. Dra mekaar se laste. Net so terloops, die woord vir las in Hebreërs is 'n ander woord as die woord vir laste hier in hierdie gedeelte van Galasiërs. Die woord in Galasiërs is die Griekse woord baros. Klink vir my so 'n growwe woord om iemand anders se laste te dra. Ek moet iemand anders se laste ook gaan dra. So op 'n ligter trant, miskien wil ek net vir die storieetjie vertel.
van die oom en die tannie wat die Sondagoggend voor kerk het hulle vreeslik argumente gehad by die huis. Kwaad geraak vir mekaar. Soveel so dat die tannie in die kamer ingestorm en die deur toegeslaan en gesê, ek gaan nie saam met jou kerk toe vanoggend nie, gaan jy alleen. En daar gaan die oom nou maar alleen kerk toe drypstert en sit kop onderste bo in die kerk en al die dinge. En so na die kerk kom hy by die huis en hy parkeer die kar in die garage en hy kom by die voordeur en hy lei die voordeur klokkie. En hy maak die deur oop en hy sê, mamma, waar is jy? En hy sien niks, en hy skree so in die gang af, mamma, kom, waar is jy? Sy kom so uit die kamer deur uit en sy kom so afgestap so in die gang. En hy hou sy hande so uit en sê, kom mamma. En sy kom so na hom toe en hy tel haar so op. En hy dra haar so in sy arms en hy sê, kyk ons mooi kamer, kyk ons mooi huis en kyk al die mooi dinge en kyk hoe mooi is jy en jou hare is so mooi. En sy sê, sit my neer, wat gaan met jou? En hy kyk haar so na oë en hy smile so vir haar en hy sê, die dominee het vanoggend gesê, ons moet mekaar se laste dra. So hy het dit regtig prakties gedoen. Nou ja, so ons het die uitdaging vanmôre om ons laste te dra, om dit vir die Here te gee, maar ook om mekaar se laste te dra. En ek het dit agtergekom hier in die gemeente. As ek nou so deur die afkondigings lees en ek sien wat in die gemeente aangaan, daar's baie daarvan in hierdie gemeente. Want jy lees op die WhatsApp groepe van mense wat vir mekaar vra, hoe is julle met die vloede? Is julle reg? Dit is waaroor dit gaan. Ek hoef nie noodwendig altyd groot dinge te gaan doen nie, maar ek kan op 'n klein manier ook iemand anders se laste dra. Ek wil afsluit vanmôre net vinnig en vir u en vir my ook om sê, ons het 'n geloofsreis waar ons oorgewig bagasie moet uithaal. Dis nie 'n eenmal op 'n jaar ding nie. Dis 'n daaglikse ding. 'n Daaglikse geloofsreis waar ek sê ek moet gereeld stilhou en skoon maak. Stilhou. Gaan in jou binnekamer, word stil voor die Here en maak skoon. Dis belangrik. Die tweede ding is, ek moet my gedagtes vernuwe. Om op 'n nuwe geestelike manier te leer dink oor my lewe, wat soms so bitter en seer kan wees. Ek moet my gedagtes vernuwe deur die Gees van God. En dan moet ek lewe volgens Bybelse riglyne. Die Bybel, die woord van God wat vir my soveel riglyne gee, wat ek regtig kan gebruik om op hierdie lewensreis te loop. 'n Belangrike ding, ek moet leeg word van myself. Die Here soek nie figuurlik groot mense om hom te dien nie. Hy soek kindertjies. Ons moet weer soos kinders word, leeg van onsself. Want ek moet besef, ek is vir God kosbaar. Miskien kan van u wat onthou, so 'n paar maande terug toe ek gepreek het, ek oor Jesaja 43 gepreek. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, ek is kosbaar vir die Here. En dan moet ek die genade van die Here toeëien. Jy moet vanoggend die hande van die Here om jou hart voel, maar jy moet vanmôre jou hande uitsteek en vir die Here sê, ja Here, ek glo. Ek glo nie. En vertrou voluit op God. Voluit. Loop die pad met oortuiging, soos wat die Hebreërskrywer sê. Moenie omkyk nie, kyk vorentoe en in die naam van die Here wees meer as oorwinnaar. Ek gaan nou vir ons die geloofsbelijdenis speel. Ek dink jy ken dit miskien 'n video. Dit gryp my elke keer aan as ek hierdie video na luister, want dit is wat ek glo. Wat ek in my kunskap van die Here weer aan vashou. Ek glo die 12 artikels, maar kyk na die mense wat dit beamoen vanmôre saam met ons. Verskillende mense. Dis soos ons voor die Here is, almal gelyk voor die Here. En kom ons sê vanmôre in ons harte, en jy kan saggies in die hart saam praat, ek glo in dit wat daar staan. Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, Die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here,
Ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is. En terwyl hy neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het na die hemel. En sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Ons te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 Kom ons bid saam. Onze dierbare God en hemelse Vader, ja Here, U daag ons uit vanmôre as U kinders. U daag ons uit, Here, om 'n lewensreis te doen in U naam. U kom sê vanmôre vir elkeen van ons wat vermoeid en belas is ook, jy moet lig reis deur die lewe, want ek wil jou laste dra. Ons dank U daarvoor, Here, dat U vanmôre weer opnuut vir ons kom sê, dat U genade ook vir ons genoeg is. En ons wil vra, Here, elkeen van ons persoonlik, U wat vir ons goed ken, Here, reis saam met ons asseblief. Help ons, Here, om ook die koffers uit te pak wat te vol is, om in U naam meer as oorwinnaars te wees. En dankie dat ons U kan vertrou ook daarvoor, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons liefdegawes. En ja, die afkondigings, dink ek het jy almal gekry. Daar is nie spesifiek iets wat ek sekerlik moet noem nie, behalwe miskien die verjaardag. Ons sê baie geluk vir almal wat verjaar in die komende week. En ek sê altyd in my gemeente ook aan die ander kant, as jy nie 'n verjaarsdag het die week nie, kry vir jou 'n dag en wees gelukkig. Kom ons gee 'n lekker handeklap vir almal wat verjaar die week. En dan het ek ietsie wat ek graag vanmôre, terwyl jy so 'n kollekte gee, net op die hart wil lê, wat in my hart nogal redelik swaar lê. Jy weet, ek het na die afkondigings gekyk. Daar's 'n lang lys mense se name wat deur moeilike tye gaan, wat siek is. En ek ken nie die omstandighede van hulle almal nie, van U ken hulle persoonlik. En jy weet, ek het tog die gedagte wat ek al oor die jare in my hart koester, dat daai name wat op daai lys is, ek het dit nie getel hoeveel daar is nie. Daar's baie mense wat rondom daai name moet ondersteun. En ek wil graag vanmôre vir u vra, bid vir die mense wat saam met hierdie siek mense reis. Ek was nou die dag by 'n intensiewe sorgeenheid in Durban in die stad, om iemand te gaan sien, en toe ek so uitstap, toe vang my oog 'n bejaarde oom wat staan by 'n bejaarde tannie se ICU bed. En ek het vir myself gesê, hy moet daar uitstap, en hy moet aangaan met sy lewe. Maar ons bid vir haar daar in die bed, baie keer, maar nie vir hom nie. Kom ons dink weer aan die mense rondom, en u is deel van daai skare, dink ek. U sal vanmôre vir my kan sê, ek het iemand wat ek mee saam loop, en saam bid, en saam worstel oor siekte. Maar ek wil graag vanmôre vir u sê, ons bid ook vir u. Hoekom ek dit vanmôre met u deel? Want ek het jare terug iets daarvan self beleef. Ons een seun, hy was 12 jaar oud, toe kry hy leukemia, bloedkanker. En hy lê daar in Albert Lutuli Hospitaal met chemo, en sy maatjie wat by hom was, is al oorlede 'n week voor die tyd.
En elke keer as ek by Westville kom, waar ek toe in die gemeente was, en ons staan buite op die stoep na die kerk, dan vra iemand, hoe gaan dit met hom? En toe kyk ek eendag vir ou so in die oë, en ek sê vir hom, asseblief, vra, hoe gaan dit met my? Want ek het seer. Jy weet, dit is wat ek graag môre vir u wil sê, uit my hart uit. Kom ons dink aan die mense wat saam reis aan die kant van 'n siekbed, aan die kant van 'n moeilike saak, mense wat ondersteuning, wat mekaar se laste dra. Kom ons bid weer vir hulle ook, dan moet ons almal vir mekaar bid, en aan die Here opdra. Is dit oukei so? Dis ook 'n opdrag, nee. Ek wil nie opdrag uitdeel, ek is nie meer in die weermag nie. Ek was nie 'n samajoor gewees, gelukkig nie. Ek weet nie of jy is samajoor onder julle het goed gedoen. Goed, ons slotsang, lied 308. En ek het nou vir Christie gevra, dit kom uit my weermag daar uit, dat ons hierdie lied vanmôre sing op die wysie van die Green Berets. Neem my lewe, laat dit Heer. En dit is ons innige gebed vanmôre hier aan die einde van die erediens, dat die Here vir ons regtig sal help om lig te reis, om in sy naam voluit te lewe. Ek weet nie of u vanmôre 'n rede het om te glimlag nie, miskien het u nie. Miskien het jy rede om te huil vanmôre, miskien het jy rede om hartseer te wees, maar ek wil tog glo, as ek my seëninge tel, iewers is daar 'n lagplekkie ook in. Mag die Here u vreugde bring as ons hierdie lied saam sing. Kom ons staan en sing ons dit lekker saam. Neem my goud en sorry, niks so maak my eie weer, al my kennis en verstaan, stel ek in die hande aan, maak my hart vir u tot deur die Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad. Reis lig met die oë gefestig op Jesus, want hy is ook die lig vir elkeen van ons. En nou die seën van die Here, kom ons luister daarna en ons ontvang dit bidend. Gaan dan heen, gaan in vrede. Gaan